Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie reflekteer as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, in hierdie foto is daar 'n aasvoël en die ander een is 'n roofarend en albei van hulle het een ding in gemeen op hierdie stadium en dit is in die aasvoël se pote is daar so 'n klein ou stukkie vleis wat daar is en albei wil dit hê. En daarom die groot geveg wat daar is, die roofarend sal dikwels kos so roof van ander voëls en dit dan ook so neem dan. En in hierdie geval beskerm die aasvoël dit nou met alles wat in hom is. En op die ou end het die roofarend dit toe nou nooit aan die hande gekry nie. Nou lief vriende, as ons met u deel oor die verskil tussen redding en vervulling met die Heilige Gees, is dit sekerlik belangrik dat ons dit tog ook moet verstaan dat die Heilige Gees se werking in ons as kinders van die Here se lewe is juis hierdie saak dat ons meer soos die Here Jesus word. En daarom moet elke mens gered word en daarom moet elke persoon wat gered geword het vervul word met die Heilige Gees. Hierdie twee ondervindings word baie duidelik in die Bybel geleer. En daarom word daar so belangrik dat jy ook die verskil sal begryp sodat jy weet wat in die lewe gebeur, dat die duiwel nie jy valse tekens kan probeer wys nie, maar dat jy waarlik in die waarheid kan staan. Nou by redding, liewe vriende, dit wat die Heilige Gees kom doen, en daar in Efesiërs 1 vers 13 word dit beskryf. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle dit geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So hierdie teksvers sê, by my bekering, ek het die evangelie gehoor, ek het geglo en ek het die Here gevra om my siel te red, en toe die Here my siel gered het, het die Heilige Gees my kom verseël. En hierdie verseël is dat ek die vaste sekerheid het dat daar niks anders my kan gebeur. Ek kan nie weer verlore gaan nie. Ek kan nie weer 'n kind van die duiwel word nie. As die Here my sy kind gemaak het, kan ek nie weer 'n kind van die duiwel word nie. En daarom sê die Bybel dat die Heilige Gees verseël ons. Dit gee my die sekerheid dat ek 'n kind van die Here is. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hier word die tydperk ook aangedui, tot wanneer is iemand verseël, tot die dag wanneer die Here sy kinders kom haal, of tot by die wederkoms, of as die dood dan nou aanbreek, tot daardie dag is ons verseël, so dat jy kan nie in hierdie leeftyd weer verlore gaan, die liewe vriende, omdat die Heilige Gees van God jou verseël by jou redding. Wat 'n wonderlike werk doen die Heilige Gees van God nie vir ons as mens nie. Daarom die ernstige vermaning en oproep, bedroef dan nie die Heilige Gees nie. Maar die kind van die Here, wat gebeur met hom nou dat hy verseël is deur die Heilige Gees by die vervulling of dat hy vervul word met die Heilige Gees? Wat is die verskil? In Handelinge 4 vers 8 staan daarop sê Petrus vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. So hier word baie duidelik 'n ernstige klem gelê daarop dat Petrus was nie net gered nie, maar dat iets met hom gebeur, hy's vervul met die Heilige Gees. En wat gebeur met vervulling met die Heilige Gees dan? By vervulling met die Heilige Gees gee ek my hele lewe, elke aspek, my wil, myself, alles van my, word aan die volle beheer van die Heilige Gees oorgegee, sodat hy dit alles kan gebruik om 'n getuie te wees tot eer van die naam van die Here. Ons lees daar in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid begin spreek. En dan Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So geesvervulling gaan daaroor dat elke aspek van my lewe aan die Heilige Gees van God oorgegee is, om dit te gebruik om 'n getuie te wees, om die evangelie uit te dra. Soos wat alkohol die hele wese van 'n mens vervul en hom beïnvloed, so sal die Heilige Gees van God volle beheer oor my hele wese hê en my beïnvloed om daardie getuie te wees. Die keuse lê nog altyd by u om 'n getuie te wees, maar as jy vervul is, kan u so maklik 'n getuie wees, want God kan elke deel van u gebruik. So u moet weet dat die Heilige Gees u verseël het en u moet weet dat u vervul is. Belangrik dat jy dit moet weet. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die werking in ons hart en lewe, en gee dat elkeen dit vanoggend mag weet, en die wat dit nie weet nie, met u reg mag maak. Amen.